Goeiedag al die Facebook vriende, baie dankie dat ek weer vandag met u kan praat oor die saak van geestelike oorlogvoering. Gister net so geraak om die 5 sintuie van die mens wat eintlik 'n poort is vir die vyand. En die 5 poorte is almal hier in die kopgedeelte van die mens, en daarom sê die woord ons het die helm van verlossing nodig. Die 5 poorte is die te kan sien, die sig, om te kan hoor, om te kan ruik, om te kan voel en om te kan proe. Die enigste een wat nie onder die helm van verlossing kan beskerm word nie, is gevoel. Ek kan voel met die hande, ek kan voel met die voete, ek kan voel met my liggaam. Maar daar is ook 'n ander gevoel van liefde, 'n gevoel van vreugde, 'n gevoel van wat ook al wat in die binnekant van die mens is waarskynlik ook maar in die brein geleë, daar waar die 5 sintuie lê. Nou, ek wil net so 'n bietjie met u praat oor dit. Hierdie 5 poorte is eintlik die plek waar of die Here of die duiwel invang vind in 'n mens se lewe in. As ek net vinnig verduidelik, dat die een wat jou denke beheer, is die een aan wie jy gehoorsaam is. Nou, in die woord van die Here sê, die een aan wie jy gehoorsaam is, van hom het jy 'n diensknegt geword. Nou, die Here kan gebruik ook in dieselfde poorte, deur te sien wat sê die woord, deur te hoor wat sê die stem van die Heilige Gees. Dieselfde manier as wat die vyand by 'n mens inkom, dieselfde manier moet die Here ook by 'n mens inkom. Want jy weet, 'n mens se denke, niemand weet wat aan iemand se denke aan die gang is nie. Maar dis die grootste oorlogsveld wat daar bestaan. Dis die grootste oorlogveld. Want wat by daardie 5 poorte van jou ingaan, gaan na jou sielwese, wat jou wil, jou intellek en jou emosies is. En van daar af gaan dit na die geesmens toe. As dit van die Here afkom, kan jy jou geestelike lewe bou. As dit van die vyand is, kan jy jou geestelike lewe kom berowe en kom steel. En dis waarom ek dit geestelike oorlogvoering noem, om te keer dat ek my geesmens, wat ek by God ontvang het, verloor deur diefstal van die vyand. En dis waaroor die werklik die grootste oorlog in 'n mens se lewe gaan. Nou sê die woord van die Here in 2 Korintiërs 4 vers 18. Hy sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So die woord wil hê, om met ons oë vestig, nie op die vleeslike sig wat jy kan sien, en ek bedoel nou 'n eenvoudige ding. Ek is 'n man, en baie mans luister na my vandag. Jy kan baie maklik 'n mooi vroukie sien, en terwyl jy vir haar kyk, dink jy vir jouself, maar dis dan maar 'n oulike vroukie daai. Wonder sal dit wees saam met haar. Ek noem dit sommer 'n eenvoudige voorbeeld, nee. Ek sê nie eers daaraan skuldig nie, maar ek dink maar net wat kan gebeur. Want die sig wat jy sien, as ons liefster ons sig gebruik om die woord van God te lees en te luister wat die Here deur sy woord sê, dan gaan ons gees baie meer voed en versterk met daardie poort. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Dis 'n waarheid. Kan nie deur my oë die Here volg nie. Ek volg die Here deur geloof. En as ons daardie oorwinning kan kry, dis die oorwinnings oor myself. En soos ek reeds gesê het by 'n vorige geleentheid, die grootste oorlogvoering wat daar is teen ek. Daar is die grootste oorlogvoering. Ons wil baie keer ander dinge van die vyand beveg, maar in onsself is ons besig om te verloor teen die aanslag van die vyand. Hoor wat sê die woord van die Here van die gehoor. Lukas 8 vers 18. Pas dan op hoe julle hoor. Pas op. Weet jy, as jy in 'n geselskap kom, waar die mense verkeerde dinge sê en verkeerde dinge doen, dis waar die probleem lê, om jou ore uit te leen vir enige ongeregtigheid. Dis dinge waarop ons moet aandag gee, om te luister. As jy by 'n plek kom en mense praat onsin en onheilige dinge, gee pad. Moenie stry nie, moenie veg nie, gee net pad, maak dat jy wegkom. Pas op wat jy hoor, pas op hoe jy hoor.
Genesis 3 vers 17 sê, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. As Adam nie geluister het nie, sou hy nie van die vrug geëet het nie. Maar omdat hy by sy vrou geluister het, en geweet het, dit mag nie gedoen word, maar hy het geluister na sy vrou, toe val hy in die moeilikheid. Nou, ek ken die hele geskiedenis van Adam daarna. Nou sê die woord ook, in 2 Korintiërs 2 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Wat, u weet, 'n mens kan 'n geestelike reuk afgee, jy kan 'n vleeslike reuk afgee, ja, uiteraard, baie keer, as mense hard gewerk het, dan ruik dit nie altyd so aangenaam nie, ek praat nie van daardie geur nie, ek praat van die geur, wat ek afgee met my gesindheid, gaan mense regtig die gesindheid van Christus by my sien, of kry by my 'n gesindheid van 'n vegter, en 'n man wat graag stry, en strydvrae besig is om 'n oorlog te maak, en mense met mekaar op te maak, en oorlog te skep in steede van vrede. Wat se reuk gee ek af? Mense, en wat se reuk ek by iemand optel? Weet jy, ek kan so maklik by iemand, sonder om te veel te praat, net naby om te staan terwyl hy met iemand gesels, kan jy al 'n reuk optel. Hier is 'n reukie, nie van sigarette of van drank nie, ek praat nie van daai vleeslike reukie nie. Ek praat, jy kan bespeur, iets is nie reg nie, en ek moet oppas wat ek inneem by daardie reukgevoel. Ek moet oppas, dis 'n geveg, want dis een van die sterkste poorte van die vyand om in jou lewe en in my lewe in te kom, en dis waaroor 'n groot deel van ons geveg in die geesteswêreld gaan. 1 Korintiërs 7 vers 1 sê, die gevoel, hy sê, met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. Gaan raak aan verkeerde vrou, gaan raak aan 'n vrou wat daarop uit is om jou te verlei en jou te verlok en die afgrond in te sleep, gaan raak aan haar en kyk net wat gebeur. Baie keer gaan jy dit kry, jy moet iemand aanraak, moet 'n vroukie dag sê op die hand, of miskien as jy hulle goed ken, 'n soentjie gee, of 'n drukkie gee, daar is niks verkeerd, ek sê nie, jy mag nie aan 'n vrou raak nie, maar weet jy wat, dis deur die gevoel, daardie aanraking, wat die begeerte kom, en die begeerte werk naderhand vir jou 'n afgrond, en daardie afgrond het nie een nie, maar duisende kinders van God, manne, sowel as vroue, in die afgrond ingesleep. En as ons praat van geestelike oorlogvoering, beteken ek moet in die straat altyd net loop en duiwels bestraf nie. Die wat ek vandag met u deel, hierdie 5 poorte, is die grootste plek van geestelike oorlogvoering. En ons moet waak daarteen, en ons moet oppas wat ons sien, wat ons hoor, en wat ons voel. Smaak. 1 Petrus 2 vers 3 sê, as jy ten minste gesmaak het, dat die Here goedertierend is. Hebreërs 6 vers 5, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte vir die toekomstige wêreld. Dat daardie smaak, alright, dis nou nie die smaak met die tong nie, ek verstaan, maar daar's 'n geestelike smaak. Die duiwel is nie soveel gepla oor jou vleeslike tong nie, maar as hy jou denke kan beheer, kan hy jou tong gebruik, ja, dis waar. Maar die smaak wat ek van praat, jy kan by 'n plek, ek was by baie verskeie kerke die afgelope tyd, en omdat ek nie meer 'n gemeente het nie, nou is ek in Witbank, nou soek ek 'n plek, waar gaan ek tuis voel, ek gaan ook maar in die gees voel, wat gaan aan daar, en baie gou kan jy agterkom, dat hier's 'n smaak in hierdie gemeente, wat nie vir jou aangenaam is nie, of dit is aangenaam, en ons moet daardie smaak, die geestelike smaak, moet ons ook regtig waar oplet, en kan vir jou huweliksmaat sê, jou vrou of jou man sê, my vrou of my man, jong, ek kan smaak, dinge is nie heeltemal reg hier nie, kom ons gaan maar verby, en dit is baie belangrik, want daai smaak kan jy baie keer mislei,
Mense kan met valse liefde, valse vriendelikheid en valse aangenaamheid jou baie maklik mislei. Jy dink, dit smaak nogal lekker, tot jy uiteindelik agterkom, die smaak daarvan word al bitterder en bitterder. Romeine 8 vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Die ek is eintlik wat bekend staan as die vlees, dit is eintlik die vlees. As ek lewe soos wat ek wil, en ek sterwe, maar as ek kan ingee vir die Heilige Gees se leiding, sal ek lewe. Die ek is die grootste probleem. Die eie ek, daai arme ou eie ek wat so baie van homself dink, wat so baie maklik kwaad word, wat so baie maklik verkeerde plekke kyk, na verkeerde gesprekke luister, verkeerde dinge voel, en verkeerde smaak, daar lê die groot geveg in die geesteswêreld. En ek bid dat die Here hierdie kort aanbieding sal seën en dat u daardeur iets kon leer. Halleluja.